Your name is light. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. Ek wil vanoggend nie praat met julle wat alles uitgefigure het nie. Ek weet daar's baie van julle wat genoeg in die bank het. Kinders bly lief vir jou altyd. Man en vrou, julle loop so. Ek wil nie met julle praat nie. Ek wil wel vanoggend praat met hulle wat hier aangekom het en gesê het, Here, ek wil kom drink van hierdie put. Hierdie put wat lewende water gee. Ek wil by u voete kom stil staan. Here, gee vir my nog, ek het u nodig. Julle wat dalk angs beleef, ongemak beleef, siekte beleef. Hierdie week wat verby is, was ek in hospitaalkamers gewees, met mense wat sê, hoekom, wat's volgende, hoe lyk die toekoms? Ons is op die oomblik besig om in te tree en te bid vir mense in ons gemeente, wat die kankerstryd besig is om te beklei. Miskien staan jy vanoggend hier en jy sê, Jessie, ek voel net uitgeput. Ek voel net, ek het nou genoeg gehad. Ek is so bietjie uitgebrand. Miskien staan jy en jy sê, ek is amper daar waar ek hoop verloor. Ek het Woensdag aand met ons klein groepe gedeel. Ek laai die kinders af by die skool en op pad terug, bel Wendy my angstig. Sy sê sy het gille van die bure afgehoor. Jaag huis toe, loer oor die muur, sit 'n klein seun met sy oupa, wat homself gehang het. Iemand wat gesê het, I had enough. Kan nie nog nie. Ek wil met jou volgend praat. Daar's 'n hele boek in die Bybel, wat eintlik opsom, wat sê wat jy dalk vanoggend voel. Jeremia, die profeet, skryf klaagliedere. En as jy daar gaan rondkrap, gaan jy dalk jouself raak lees. Opsommend, in my eie vertaling sê hy, die lewe suig. Life sucks. En dan gaan hy verder en hy gee redes hoekom hy so sê. Hy sê, die lewe is nie regverdig nie. My liggaam is verniel. Ek kan nie slaap nie, ek is gebroke. Ek weet nie hoe ek die rekeninge gaan betaal nie. Ek is net oorweldig met angs. En nog meer, lyk nie eens of God omgee nie. Dis wat hy gesê het in Klaagliedere 3 vers 19. Is nie op die bord nie, want ek wil hê jy moet dit hoor. Ek dink aan my ellende en my omswerwing, en die bitterheid en die gal. Ek onthou hulle, en my siel is neerslagtig in my. Tog kom dit in my gedagtes op, en daarom hoop ek. En dis wat ek wil vanoggend doen. Ek wil hê jy moet dit in jou gedagtes laat opkom, dat jou omstandighede waar is, dat daar 'n realiteit is wat ons elkeen moet face, maar dat ons in ons gedagtes opbring, dat God se guns, sy teenwoordigheid, die Heilige Gees vanoggend saam met ons is, sy getroue liefde, daar's nooit einde aan dit nie, sy barmhartigheid, hy hou nooit op nie, groot is sy getrouheid, sê hy, want sy barmhartighede begin elke oggend opnuut, vandag ook. So jy is op die regte plek, as jy dit nodig het. Ek wil vir ons saam bid, en ek dink dat gaan ons nog eenmaal hierdie song sing, Jou as jy nie omgee nie, en dan gaan ek vir ons oorgaan om vanoggend se woord te deel. Kom ons maak ons oë toe, en ons gee net ons lewens oor aan die Here, want ons titel vir vanoggend se boodskap is, maak tyd vir hoop in ons seer kry. Vader, gee ons hoop deur u woord vanoggend. Hoop as ons seer het. Gee ons hoop in dit wat ons vir mekaar sing en sê en deel. Mag ons genade vind in ons teenwoordigheid, omdat ons community is, omdat ons kerk is, omdat ons vir mekaar daar is. Mag ons die goedheid en die getrouheid ervaar en die teenwoordigheid.
Mag dit vanoggend lewens verander. Mag die Gees kom stil staan by elkeen wat sê, I speak Jesus. Ek het U nodig. Mag daar verandering kom. Mag daar krag in die woord wees. Ons bid dit in Jesus se naam alleen. En ons as 'n gemeente antwoord saam. Amen en amen. I just want to speak the name of Jesus over every heart and every mind. I know there is peace within your presence. I speak Jesus. I just want to speak the name of Jesus. Till every dark addiction starts to break. Declaring there is hope and there is freedom. I speak Jesus. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. Shout Jesus. Shout Jesus from the mountains, and Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every enemy, Jesus for my family. I speak the holy name, Jesus. Shout Jesus from the mountains, and Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every enemy, Jesus for my family. I speak the holy name, Jesus. Shout Jesus. Shout Jesus from the mountains. And Jesus in the streets. Jesus in the darkness over every for my family, Lord. Jesus for my family. I speak the holy name, Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold. Shine through the shadow. Burn like a fire. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. Amen en amen, laat dit so wees. Julle mag julle sitplekke neem. Dankie Joe. Dis goed om vanoggend saam met julle te wees. Dis goed om net weer herinner te word van God se teenwoordigheid en ek hoop dat jy, as jy 'n besoeker is, dat dit vir jou ook 'n plek sal wees waar jy net kom wees, iets van God se grootheid kom beleef en sy werkende krag. Dis waarin ons as 'n gemeente glo, dat daar krag is in gebed en dat daar krag is ons saam wees as 'n gemeente. Dis in hierdie tyd wat ons Jesus se hemelvaart vier,
maar saam met dit ook Pinkster, die uitstorting van die Heilige Gees. En dit bekragtig ons as kerk, nie net om hier te kan gemaklik wees en 'n goeie produksie te lewer nie, maar eerder om uit te gaan. Dis die gedagte en dis waaroor ons vanoggend wil deel. En daai uitgaan gedeelte gebeur op 'n paar plekke en 'n paar maniere. Is nie net hier op 'n Sondag nie, maar ek wil tog vra. Daar is so een of twee goed wat ek onder julle aandag wil bring. Ons spanne is so 6 maande in, meeste van hulle is 'n dienswerk en ek weet daar's baie van julle wat onlangs by die gemeente aangesluit het. Ons het nou komende 22ste Junie het ons weer 'n geleentheid vir mense wat belangstel om by die gemeente betrokke te wees, ons nuwe lidmaat gesprekke. En as jy graag deel van dit wil wees, as jy vra het oor die gemeente of wil uitvind hoekom doen ons sekere goed op sekere maniere, dan wil ons vra dat jy by die toonbank, die infodesk, sommer net jou inligting insit. Daar is 'n snapscan of 'n scan wat jy ook 'n QR-code wat jy kan scan en op jou eie net vir ons die inligting aanstuur. Ons wil graag saam met jou die dag kuier en ons wil gereed maak vir jou. Ons spanne het nodig, hulp nodig. Veral ons video en ons media span. So as jy daarvan wil deel wees, hulle gaan opleiding ook saam met dit gee. Gesels sommer ook net daar by die infodesk en dan gaan hulle vir jou kan help daarmee. Vir ons Mosambiek span wat nou die eerste week van die skoolvakansie uitgaan om te gaan dien. Baie van julle is in die begin van die jaar gechallenge om so 'n poppie met die hand te maak. Dit is vir die kinderbediening wat saamgaan. En ons wil graag vra dat as jy besig is om van hierdie te maak, ons wil weet daarvan. Ons wil ons planne en goedjies in plek kry, so as jy asseblief net met Johan, ek sien jou nou nie so vinnig nie, Johan nie met die blou hemp, hy gaan na die diens sommer net hier voor staan. So as jy enigiets nog van die uitreik wil weet na Mosambiek toe, as jy nog wil saamgaan, laaste reëlings wat deurgegee word, maar ook as jy besig is om van hierdie te maak, saam met jou klein groep, of saam met julle damesgroep, of julle hekelgroepie, dan kom gesels asseblief met hom, dat ons net weet, hoeveel kan ons voorberei om saam te stuur na die kinderbediening op hulle reis ook. En dan laaste gedeelte, julle besef, kinders is vir ons belangrik. Ons wil so graag saam met hulle groot word en oud word en in hulle invest. En daar's 'n leierskap opleiding geleentheid vir medewerkers, maar ook as jy 'n kind in die huis het, soek jy krog gaan kom gesels oor kinderbediening, maar nie net hoe jy aan 'n kind bedien nie, maar net hoe luister jy vir 'n kind? Hoe kom jy op hulle vlak, in hulle wêreld in? En weer eens, al die inligting is daar agter beskikbaar. Dit word deur ons kinderbediening. Berna is die kontakpersoon, ons J-Kids en J-Gen leier, en sy gaan vir jou alles kan verduidelik, maar as jy saam met jou weer eens jou span wil kom kuier, as jy meer as welkom. Dit is dan Saterdag die 21ste Junie van so 9:00 tot 3:00. So dat julle weet, daar's baie wat in die gemeente gebeur en ongelukkig moet ons hierdie platform gebruik om dit onder almal se aandag te bring. Maar saam met dit weet ons ook dat mense op hierdie tydperk, hierdie stadium, deur verskillende goed gaan, verskillende belewennisse van die lewe het. Nou, ek weet, saam met Jan het ons redelik gesprekke in ons beradingstye, en die een ding wat ek konstant hoor, of wat die hele tyd uitkom, ongeag van ouderdom, ongeag van geslag, ongeag van agtergrond, is, ek voel bietjie overwhelmed. Ek voel so bietjie oorlaai. Ek kan net nie by alles uitkom nie. Ek kry nie alles noodwendig klaar nie. Goed, haal my so bietjie in. Of ek het net 'n blaaskans nodig. As ek net so bietjie op my gemakstoel kan sit, of net ek is oorlaai. Dis van die goed wat die hele tyd opkom. Ander woorde, ons word dikwels oorlaai met net te veel aktiwiteite in ons lewens. Nou as jy kinders op skool het, weet jy presies waarvan ek praat, want dit is om agter al hulle aktiwiteite aan te ry, op en af en oplaai en aflaai en 'n ekstra klas en 'n ekstra dit en 'n nog bietjie van daai en julle gaan al so ver, hoor ek, dat julle oumas en oupas inspann om dit vir julle te doen namens julle. So shame on you, maar as dit werk, dan werk dit. En nou is oupa en ouma wat afgetree is, net te besig. Ek gesels gereeld met hulle, daai ouer groep ook, en dan sê hulle, sorry, ons kan nie, ons is net te besig met ons kleinkinders se lewens. Ons almal voel so ietsie van net daai keuses wat ons maak in die lewe word net oorweldigend. En ek gaan nie net die tydperk of
tegnologie die skuld gee nie, alhoewel dit het 'n deel daarvan, maar dis dalk ook net te veel werk wat ons pad langs kom, te veel skuld, te veel bekommernisse waarmee ons elke dag sit. So, net om vir jou statistiek te gee, om vir jou te sê, dit is regtig waar, as jy dit nog nie self voel en beleef nie, dan statistiek sê, dat ons gemiddeld so 2,5 ure minder algemeen slaap as 50 jaar terug. Ander statistiek wat sê, as ons minder slaap, die gemiddelde werksweek het langer geword. So ons werk langer ure, ons slaap minder, so dis is ons kronies gejaag, kronies laat en kronies uitgeput. En dis die storie van meeste van ons se lewe. En hoekom? Want ek dink ons het verleer om met ruimte te leef. So wat bedoel ek met ruimte? Met margin. Die mooi Afrikaanse woord vir margin, marge. Ruimte, die spasie, in 'n ander terme, bandwydte. Ons het net nie meer dit nie. Ons leef so op die limiet die hele tyd. In die oomblik wat ietsie verkeerd gaan, dan is ons soos 'n rekkie wat net nie meer kan nie. Ons kyk hoe ver ons hom kan stretch totdat hy gaan. En is dan ewe skielik wat ons vra, maar hoekom? Wat is die sin van die lewe? Hoe het ek hier uitgekom? Hoe gaan ek hier uiteindelik kom as ek myself daarin gekry het? Al hierdie lewensvrae wat ewe skielik kom. En is eintlik maar net omdat ons nie met daai bandwydte, margin, marge, ruimte meer leef nie. So hoe maak ons tyd vir God? En veral dan in Pinkstertyd. Pinkster is 'n baie spesiale tyd in die Christelike kalender, is 'n tyd van vernuwing, is 'n tyd van krag ontvang en ook herinner word tot gedagtes roep die werkinge van die Heilige Gees. Dit herinner ons aan daardie eerste Pinksterdag, toe almal moeg en oorlaai en gevoel het asof die lewe hulle ingesluk het, moes wag in Jerusalem om krag te ontvang. Dis dit. Handelinge 2 se verhaal, die geboorte van die kerk. En as gevolg van dit sit ons vandag hier. Ons leef in 'n besige wêreld, ons dae is gevul met werk en gesin, verantwoordelikhede. En ja, soms vergeet ons om net stil te raak, om by God uit te kom en met God te ontmoet. En baie wat ek hoor is, maar God praat nie met my nie. En dan is my antwoord, maar word jy stil om te hoor? En ek dink dis dalk waar die grootste probleem lê, is omdat ons nie stilte plekke het, tye van een kant kom, tye van ontmoeting skep, dat ons sy stem mee hoor nie. Selfs as ons hier instap, van die oomblik wat jy by die deur instap, is daar musiek aan. Jy word gekonfronteer met iets op die skerm. Daar's amper nie 'n stilte tussenin nie. Dan gaan dit oor na die prediker. En dan weer die koffiekuier na die tyd. Nêrens is daar net om te ontvang nie. 'n boekie wat ek nou onlangs gelees het, Garden City, Gardens and Cities, wat maak, ek gaan nou by sy naam kom, wat hy die vergelyking net skep, is hoeveel tuine skep ons in ons lewens, selfs wanneer ons in stadslewe of dorpslewe vasgevang is, sodat ons weer kan bewus word van die voeltjies wat om ons sing, die plekke net waar ons sit, om teenwoordig te kan wees. Pinkstertyd is nie net 'n viering van dit wat was nie, ons kyk nie net terug na die uitstorting van die Heilige Gees nie, ons kyk ook vorentoe vir dit wat nog kom, die uitnodiging om deel te word van hierdie uitstorting van die Heilige Gees, want dis 'n daaglike uitstorting en bekragtiging deur die Gees. In hierdie gejaagde lewe waar ons leef, is dit maklik om God net vir 'n paar minute op 'n dag in te check en dan weer uit te hardloop, of selfs heeltemal dan net te vergeet. Maar Pinkster nooi ons om stil te raak. Ons harte oop te maak, bewus te word, en dan om die Gees toe te laat, om ons lewens te vul. Dit is soos asof ek 'n glas water sou gehad het, of golfballetjies, of tennisballe, of nie tennisballe, tafeltennisballetjies binne in die glas gehad het. En wanneer ek hom vol maak met water, dan word hy vol van iets, en dit wat nie nodig is nie, word uitgedruk.
Ek gaan vir jou vra om vir my asseblief die verse op te sit. Ek wil graag deur dit lees en dan net so 1 of 2 aantekeninge op dit maak, as jy vir my die eerste gedeelte kan opsit. Matteus 11 wat sê, kom na my toe, julle almal wat moeg is en swaar laste moet dra, en ek sal julle lewens verkoop. Neem my juk op julle skouers, kom leer van my, want ek is sag en nederig van hart. En julle sal rus en nuwe moed vir julle lewe kry, want my juk sal sag op julle skouers rus en my las is lig om te dra. So die uitnodiging is konstant daar. Kom na my toe, kom na God toe, kom na sy teenwoordigheid toe, kom beleef iets by hom. Dis ook die opdrag wat hy dan gee aan die eerste disippels. Wanneer hulle met hemelvaart sien hoe hy opbeweeg, dan sê hy, gaan na Jerusalem toe, gaan na die bovertrek toe, dis waar ons hulle vind, en wag. Wag totdat jy krag ontvang van die Heilige Gees. En dan kan jy vir my die volgende stuk opsit. Lukas 24:49 wat sê, en kyk, ek sal die belofte van my Vader aan julle stuur. Julle moet in die stad bly totdat julle van God af met krag bemagtig is. So dis 'n opdrag saam met dit. Dis 'n uitnodiging, kom na my toe. Almal wat moeg en oorlaai is, dink Eugene Peterson se parafrase die message sê, are you burnt out on religion? Come to me. En dan die opdrag, en wag, want julle sal krag ontvang. Ontspan, wees teenwoordig, en dan kan jy vir my aangaan. Handelinge 1, en voor sy hemelvaart het hy deur die Heilige Gees aan die mans wat hy as apostels uitgekies het, opdragte gegee. In die loop van die 40 dae na sy lydenstyd, het hy by verskeie geleenthede aan die apostels verskyn en op baie maniere aan hulle bewys dat hy regtig lewe. Hy het telkens met hulle oor die koningsheerskappy van God gepraat. 'n Keer toe hulle so saam was, het hy aan hulle die opdrag gegee. Moenie Jerusalem verlaat voordat julle van die Vader ontvang het wat hy beloof het nie. Julle onthou mos dat ek julle vroeër daarvan vertel het. Johannes het met water gedoop, maar julle sal binne 'n paar dae met die Heilige Gees gedoop word. Maar wanneer die Heilige Gees oor julle kom, sal julle krag ontvang en oral mense eerstehands van my vertel. In Jerusalem, oor die hele Judea, in Samaria en tot aan die uithoeke van die aarde. Ek dink dis die Handelinge 2 se gedeelte wat dan vers 1 sê, en op Pinksterdag, Pinkster beteken 50 dae nadat hy gekruisig is, hierdie 50 dae wat ons ingegaan het, op Pinksterdag, 7 weke na Jesus se opstanding, was al die gelowiges op een plek saam. Skielik was daar in die lug bokant hulle 'n geluid, soos van 'n geweldige stormwind, en dit het die hele huis gevul waar hulle bymekaar was. Tonge wat gelyk het soos individuele vuurvlamme, het toe tussen hulle verskyn en op elkeen van hulle gaan sit. Almal is toe met die Heilige Gees vervul, en soos die Gees vir hulle vermoë gegee het, het hulle in ander tale begin praat. Dit het op elke een van hulle neergekom. So ons wag op die krag van God. As jy die krag van God in jou lewe nodig het, Jesus vanoggend baie spesiale woorde vir jou. 'n baie spesiale uitnodiging en 'n baie spesiale opdrag. Net voordat hy opgevaar het na die hemel, het Christus geweet dat sy disippels gaan krag nodig hê vir die verdrukking wat hulle gaan beleef. Vir dit wat hulle pad gaan kom. Elke een van hulle het 'n martelaars dood deurgegaan. En hy het geweet, dit gaan nie uit hulle self uit wees wat hulle hierdie boodskap, hierdie hoop, hierdie evangelie kan verkondig nie. Hulle gaan moet krag ontvang. 'n Bekragtiging. Daarom het hy hulle beveel om dan hierdie belofte van sy Vader te ontvang. Lukas 24, ek het dit nie op nie, hy sê net, maar julle moet in die stad Jerusalem bly, totdat julle toegerus is, sê een van die vertalings, uit die hoogte uit. So hy gee hierdie uitnodiging, kom na my toe, almal wat moeg en oorlaai is, wees stil, kom spandeer tyd in my teenwoordigheid, en dan sal julle krag ontvang. Die opdrag was eenvoudig, bly in die stad, maar let op hierdie kwalifikasie. Moenie net bly nie, moenie net wag nie, moenie net daar wees nie. Dit het julle nou lank genoeg gedoen. Ons het Paasmaaltyd saam spandeer daarso. Julle het gesien die wonderwerke, julle het Palm Sondag beleef, julle het die kruisiging beleef. Petrus het my verloon. Dit het julle alles gedoen terwyl julle daar in die stad was. Maar hier kom die kwalifikasie. Wanneer julle in die stad bly,
wanneer jy eenkant kom, wanneer jy tyd maak, wanneer jy margin skep, ruimte skep, dan sê hy, totdat Jesus het dan in sy geweet, totdat julle lewens sal dieselfde bly, totdat die Heilige Gees op julle kom met krag. So het gesê, skep hierdie ruimte, hierdie plek, hierdie eenkant kom, skep tyd, julle as kerk, julle as individue, julle as groepe, totdat julle gevul word met die Heilige Gees. En as die vervulling gekom het met die Heilige Gees, dan kom hy uitstuur, dan gaan die heen, so wag op die Gees. Jesus se boodskap in beide gedeeltes is duidelik, kom ons wag op die Gees. En ek hoop jy het vanoggend so ietsie van het gevoel toe ons begin het, na die worship en die aanbidding waar ons getuig het en bely het, I speak Jesus, dat jy dit ook in jou hart gevoel het, om net in sy teenwoordigheid te kan wees. So moenie jaag nie, moenie 'n lawaai maak nie, moenie paniekerig raak nie. Julle kan nie met julle eie werke en julle eie wil die koninkryk volbring nie. Ek gaan julle mee help daarmee. En dit het gebeur net soos wat hy dit beloof het ook, op die dag van Pinkster, was die disippels dan gevul met die Heilige Gees. In hulle geval kon ons dit sien aan tonge van vuur, dis die prentjie wat geskep word, wat hier op hulle neergedaal het. Miskien is daar 4 maniere waarop die Gees ons lewens kan aanraak. Die skrif wys vir ons 4 maniere waarop die Gees in ons lewens werkend kan wees. Die een, soos Jesus sê, niemand leer hom ken tensy hulle deur die Gees wedergebore is nie. So daarom op 'n manier woon God se Gees in elke gelowige. Elkeen wat sê, ek bely my sondes, ek gee my lewe oor aan God, ek ontvang hom as my saligmaker, ek besef die werk wat hy aan die kruis gedoen het, dat hy die lam van God is, dat sy bloed moes vloei om my skoon te was. Aan elke een van julle gee ek nou die Gees. So dis nie 2 aparte gedeeltes nie, ons nooi die 3 eenheid in ons lewens in, Vader, Seun en Heilige Gees, wat teenwoordig word. Tweedens, ons is geroep om in die Gees te bly. Dis die totdat gedeelte. Ontvang, besef, beleef, totdat. Die tweede gedeelte. En die Gees bly in ons. En dis om intiem met hom in gebed en tyd te spandeer. By die gemeente praat ons van intimiteit met God, invloed in mekaar se lewens, dis waar ons skouers skuur en impak na buitekant toe. So hierdie intimiteit wil ek net vir 'n oomblik saam met die Heilige Gees aanraak vanoggend. Dis om voortdurend van sy fontein te kom drink. Dis om voortdurend hier teenwoordig as gemeente te wees, waar ons mekaar stig met saam sing, stig met woord, stig met net wees. En selfs dan met gebed en miskien uitleg van profesie, miskien uitleg van 'n taal wat die Gees vanoggend vir ons saam ook bring. Soos om te kom drink aan hierdie fontein. En dit beteken alles glad nie dat die Gees ons verlaat en dan terugkom soos wat hy gereed is nie. Nee, sy teenwoordigheid word elke dag aan ons nuut gegee. Dat ons aandeel het eintlik in die verhouding met hom. Dis die tweede gedeelte. En dan, of die derde gedeelte is, dat ons voortdurend gevul sal word met die Gees. 'n voortdurende kom stil word, kom drink, 'n ritme, 'n roetine ontdek, om tyd te maak. En laastens, daar's dan ook hierdie uitstorting van die Gees, wat ons vul met krag. So daar's iets wat binne in ons gebeur, 'n intimiteit, 'n teenwoordigheid, 'n besef, 'n wete dat 'n geloof, Hebreërs 11 vers 1, dat hy het my gered, dat ek losgekoop is, dat ek nuut gemaak is, dat hy naby my gekom het. Maar dan is daar ook iets wat met my gebeur, soos wat met die disippels gebeur het, wat oor hulle kom, en julle sal krag ontvang, en dit lei ons na buite. Ons het dit nodig omdat ons help om ons behoefte vir God te probeer verstaan. Ons sou nooit die werke van sy koninkryk kon doen met ons eie passie of ons eie ywer nie. Dit kom van hom af. Dis hy wat altyd teenwoordig is. En as ek vanoggend praat oor die Heilige Gees of die werke van die Heilige Gees, en ons gaan vir die volgende 3 weke gesels oor wat is die rol van die Heilige Gees binne in die individu, binne in die gemeente, binne in die wêreld, dan praat ek wil amper sê verder net as daar's 'n stemmetjie, daar's 'n
intuïsie. Ek praat van 'n bekragtiging dat jy weet, want jy weet, God is hier. Dit kom nie uit myself uit nie. Ek seker jy het al so 'n belewenis gehad, waar jy in 'n gesprek met iemand is, en goed kom uit jou mond uit, en jy weet, ek het nog nooit aan gedink nie, ek weet nie waar dit vandaan kom nie, ek weet net, dat God hierdie woord gegee het. Jy sit ook in 'n besigheidstransaksie, en wysheid kom oor jou, en jy sien net iets van 'n ander kant af, en jy weet dat, hierdie bekragtiging kom van God af. Jy gaan staan by iemand, en jy bid saam met hulle, en is net asof daar 'n gloed, 'n golf, 'n transfer van krag na iemand toe is. En jy weet, dit is nie jou eie energie nie, maar dis God wat deur ons werk. Dis waarvan ek praat, as ek praat van 'n bekragtiging deur die Heilige Gees. Partykeer gaan dit oor in 'n ander taal, soos wat met hulle gebeur het, sodat elkeen die evangelie kon hoor. Partykeer gaan dit oor in 'n profesie of 'n uitleg. Partykeer gaan dit oor 'n wonderwerk wat gebeur. Maar om al daai te beleef, moet ons eenkant kom. Met God tyd spandeer. In sy teenwoordigheid instap. En ek wil amper dink, wanneer jy oorlaai is, en die enigste gedagte waaraan jy dink is maar net, hoe survive ek vandag? Hoe oorleef ek hierdie volgende dag? Dan het jy niks eintlik meer om te gee nie. Jy is net te besig om te gee. Jy is net te besig om te dien. Jy is net te besig om selfs God te hoor. En jy hoop hy praat met jou eers deur 'n oomblikkie. Maar jy is nie intentioneel met daai oomblikke nie. Sommige van julle, as God jou wou roep vir goeie nuus of 'n opdrag, dan gaan hy dalk die boodskap kry, the number you've dialed is not available. Hy is net nie meer beskikbaar nie. Die sein is besig. Dis hoekom ons tyd gaan spandeer, om gereed te maak vir 'n lewe van margins, om God weer opnuut in ons lewens, deel van ons lewens, te ontvang, te beleef, en om bekragtig te wees. Lukas 2 wat ons herinner, maar julle moet in die stad Jerusalem bly, totdat julle toegerus is met krag uit die hoogte. En dit dui dan op hierdie uitwendige werkinge van die Gees in ons lewens. Iets van buite af onsself kom. Al die ander werke, ek gee my lewe oor aan God, ek besef ek het hom nodig, wedergeboorte, is alles intern, dit kom alles van die binnekant af. Alle ander werke is binnewerke, is innerlike werke, weergeboorte, inwoning. Ek maak my vol. Maar hierdie daad, wat God aan ons doen en aan ons gee, kom van buite af. En dit kom met 'n afhanklikheid van hom. Daar kom 'n tyd in elke gelowige se lewe, wanneer die Gees in ons besig is om te werk op 'n manier wat anders lyk as waaraan ons gewoond is. Dis die Galasiërs 5 se gedeelte, die vrug van die Gees, Galasiërs 22, wat ons verander. Hierdie geslag kom, hy sê byvoorbeeld, is presies wat gebeur toe die disippels duiwels wil uitdryf in hulle eie krag, uit iemand wat ly, en Jesus antwoord hulle en hy sê, hierdie geslag kom slegs uit deur gebed en vas. Wanneer ons eenkant kom, wanneer ons sy teenwoordigheid instap, dis dan wanneer ons die werke kan verrig. Met ander woorde, vereis algehele afhanklikheid van God. Ons moet sê, ek kan dit nie deur my eie krag doen nie. Dit het net God se krag nodig. En in die gemeente is daar getuienis op getuienis op getuienis. Net die feit dat ons hier sit, ons het nie die insig gehad op daai stadium nie. En God het dit bewerk. Dis die kragtige werke van die Heilige Gees. Paulus bemoedig ons en hy sê in Galasiërs 3, hy wat dan die Gees verleen en kragte onder julle werk, doen hy dit uit die werke van die wet of uit die prediking van geloof. En daarom hoef ons nie meer onder die wet en saam met die wet te leef nie. Daarom kan ons nou die geloof in Christus stel en dit lei ons om hierdie kragtige werke te kan beleef. En so kan ek vir die laaste 2 minute deur die skrif gaan en een na die ander profeet, geroepte, aanhaal, wat eenkant moes gaan. Een van hulle byvoorbeeld is Elia, 1 Konings 17. Toe kom die woord van die Here tot Elia en sê, steek jou weg
En Elia kry die opdrag om vir 3 jaar homself te onttrek, terwyl daar hongersnood in die land was. En op die gegewe tyd het die krag oor hom gekom en hy het geprofeteer en die goeie nuus, die hoop gebring. As ek dink aan 'n Moses wat op moet gaan teen die berg in God se teenwoordigheid, dink aan 'n Abraham. Ag, en so kan ek Ou Testament op Ou Testament figure aanroep. As ek dink aan 'n Petrus wat alleen gevind word en God konfronteer hom daar langs die see van Galilea, dan moet hy na sy eie lewe kyk. Ek dink aan Jesus se lewe vir 40 dae wat hy in stilte in die woestyn ingegaan het en die konfrontasies van die vyand beleef het. Om eenkant te kom, om tyd te maak, om bewus te word. Vir die disippels was wag 'n kwessie van weke. Vir Elia was dit 'n kwessie van jare. En miskien vir jou ook, om te wag op God. Dit was die oorblywende tydperk van hierdie hongersnood wat geheers het vir Elia. Hy het 'n woord van God gehad wat in sy hart gebrand het, maar hy was beveel om net stil te bly vir 'n sekere tyd. Totdat die woord moes uitgaan. En toe daardie jare verby was, het God egter vir Elia gesê, gaan nou heen, vertoon jou, dan wil ek reën gee op die aarde. 1 Konings 18 vers 1. So hy moes onttrek, hy moes hierdie ding wat die Here in hom wakker gemaak het, die inwoning, moes hy mee wag, gereed maak, sodat die werke kan na vore kom. Nou waar skep ons geleenthede in ons eie lewens vir dit om te gebeur? Miskien kan jy vir my die laaste verse opsit wat ek nog daar op het. Job 3 wat sê, wat ek gevrees het oor my gekom, waarvoor ek bang was het my getref. Ek het geen rus en geen vrede nie, geen verposing nie, net angs. Solank as wat ons in ons eie mag, in ons eie krag soos 'n Job wil staan, gaan dit die storie van ons lewe wees. Geen marge, geen ruimte nie. Maar die oomblik wat ons besef, maar die Here het soveel meer vir ons, sy werke is soveel groter, is dan wanneer ons kan kom onsself neerlê en sê, meer van U. I just want to speak Jesus. Jesus oor my familie, Jesus oor my gesin, Jesus oor my vrou, Jesus oor my kinders, Jesus oor my werk, Jesus oor my baas, Jesus oor my kollegas, Jesus oor my vriende, Jesus oor my finansies. Dis wat ek wil kom doen. En is dan wanneer die werke van die Heilige Gees tasbaar teenwoordig word. So ons wil vir jou uitnooi om hierdie volgende week ruimte te skep, margins te skep, plekke te skep waar jy teenwoordigheid van God in kan tree. Natuurlik ontmoet hy ons, dis wat ons sê, connect waar jy is. Hy's altyd daar en hy's altyd beskikbaar. Dis ons wat die konneksie, die opening moet maak. Beskikbaarheid van onsself moet stel. Hy gaan homself nooit op ons afforceer nie. Ek kan onthou as tiener het die jeugleier altyd hierdie gedeelte gesê, Jesus is 'n gentleman. Hy nooi ons, hy vra ons, hy forceer nie, hy dwing nie, gee vir ons hierdie opsie. So ons het geleenthede in die gemeente, wat ons wil skep hierdie week, om elke middag, maandag tot donderdag, van 4:00 tot 6:00, sal daar geleentheid wees by die kruis. As jy deurstap, verby die view, tussen die view en die chapel, op na boontoe, by die kruis gaan daar 'n plekkie wees waar jy kan kom bid. Jy hoef nie die hele 2 ure daar te spandeer nie, maar enige tyd, tussen 4 en 6, kan jy 'n halfuur kom eenkant sit. Daar sal iemand wees wat saam met jou bid, sou jy graag wou, anders kom jy net, miskien Handelinge deurlees, miskien net weer 'n Jona lees, en hoor, wat is jou roeping, waartoe is jy op pad? Miskien kom sit jy daar en jy sit met 'n klaagliedere in jou hand. Miskien kom jy met groot dankbaarheid. Van 4 tot 6, elke middag, word jy uitgenooi om tyd te maak, tyd eenkant te sit. In die voorbereiding skryf John Mark Comer, dis die skrywer wat ek nou aan gedink het, Garden City, sê hy, The Elimination of Hurry, is sy ander boek, en hy sê, niemand maak tyd nie, ek kan nie vir jou nog tyd byvoeg nie, jy het net 24 ure, maar as jy iets wegvat, kan jy dit begin vul met dit wat goed is.
Iets wat ongesond is, vul met iets wat goed is. So hier is die uitnodiging. Maandag tot donderdag, 4 tot 6, so 'n tyd vir jou om te kom sit by die kruis en met God en sy uitspansel te kom ontmoet en te sê, Here, gebruik my. Maar dan wil ons jou ook vra om saam met dit te vas. En ons 3 maniere hoe ons gedink het om dit aan te pak. 1, 'n maaltyd 'n dag vir die hele week. En jy kan kies watter maaltyd dit is. En daai tyd wat jy sou spandeer het aan jou maaltyd, die voorbereiding en die eet, die halfuur, om in gebed te wees. Gebed vir jou eie verhouding met God. Gebed vir die gemeente. Gebed vir die mense wat om jou is. En miskien in jou lewe is daar iemand wat jy weet God nodig het om vir hulle in te tree. En dan 'n tyd van dankbaarheid in jou gebed in te bou. So jou halfuur te vul daarmee. Die ander gedeelte is om 'n 24 uur, so sonsondergang, laaste maaltyd tot en met sonsondergang weer en dan die vas te breek. So miskien 'n hele dag te vat en sê, Here, ek wil hierdie dag afsonder. En elke keer as ek hierdie gevoel kry, hierdie angstigheid kry, hierdie hangry kry, om te sê, liggaam, ek stel jou onderdanig aan God se werke. Ek stel jou beskikbaar vir sy werke. En dan as jy klaar is daarmee neer te skryf, waarvan het jy bewus geword? Wat het in jou gedagtes opgekom? En dan die laaste gedeelte sou jy wou om 'n tipe van 'n Daniel vas, 'n vrugte en water of 'n groente en water vir die hele week te doen. Ek sal voorstel dat jy net so 'n bietjie eers voorberei. Ek weet Jan het al redelik werk daarop gedoen, so jy kan met hom bietjie gesels en incheck hoe, waar, wanneer, wat dit behels. Maar ons wil jou uitnooi om op een van daai 3 maniere hierdie week ruimte, tyd te skep, sodat ons as 'n gemeente net weer God se stem kan hoor, totdat ons bekragtig is om dit te gaan doen waarvoor ons elkeen geroep word. So kies een en vra God om jou te ontmoet in hierdie tyd wat jy gefokus en intentioneel is. Wat ek gevind het my help, is om dit te noem aan iemand, aan een persoon. Miskien daai een wat naaste aan jou is, wat die kos moet voorberei. Sê, nie vandag nie, liefie. Môre eet ek 'n dubbelporsie. Want dis God se genade. Maar om accountable te wees, of dit nou 'n koffie is of 'n wat ook al jy opgee, om accountable te wees teenoor een persoon. Ek gaan vir ons intree en ek gaan vir ons saam bid, dat hierdie ook vir ons gemeente sal help om clarity en fokus te kry op God se werke in hierdie tyd. Hemelse Vader, dankie dat ons vanoggend net weer bewus kon word van die werke van die Heilige Gees. Dat dit nie iets is wat ons net vir 'n week of 2 op fokus nie, maar dit so 'n deel van elkeen van ons se lewe kan word, as ons net ruimte skep, plekke skep, oomblikke en geleenthede skep. Mag dit so wees vir elkeen wat vanoggend sê, ek wil dit probeer, ek wil God se stem hoor, ek wil sy werke beleef, ek wil voel hoe voel dit om opgeneem te word en bekragtig te word, gehoorsaam te wees, met die skrif om te gaan. Ek wil dit hê, ek soek Jesus in my lewe, die volheid van die 3 eenheid. Ek bid dat u self sal wys aan elke een wat erns maak vanoggend met u, in hierdie week, dat u teenwoordigheid tasbaar sal wees, dat elkeen na hierdie week sal kan wegstap en sê, ek weet, want ek weet, want ek weet, ek was in die teenwoordigheid van my Skepper God. Een wat hemel en aarde met 'n stem in werking geroep het. U bring nuwe lewe, u bekragtig, u maak gesond, u maak heel, u maak nuut. Mag dit die storie wees van ons gemeente, as ons terugkyk op hierdie paar weke, wat ons omgaan met hierdie ongelooflike skrif, waar u ons as kerk roep, om saam te dien. Dis my gebed vanoggend. Amen. Amen. Ontvang die seën. Na die seën nooi ek jou om saam met ons te kom koffie, sommer hier langs aan. As jy eerste keer kuier, kom asseblief vorentoe ontmoet vir my en vir Jan, en dan die uitnodiging wat ons gemaak het vir die Mosambiek span. Julle is ook welkom. Sit sommer so. En nou mag die genade van die Here Jesus Christus, sy kragtige werke van die Heilige Gees, sy teenwoordigheid, jou bekragtig om iets van sy volheid te beleef
elke oomblik wat jy in stilte in sy teenwoordigheid ingaan. Amen.